Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vanoggend kyk ons na Matteus hoofstuk 27 en die verse wat ek gaan lees is vers 39 tot 44. En my tema vanoggend is net nie die enigste nie. Ek lees vir jou. Die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou. Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself en kom van die kruis af. Die priesterhoofde tesame met die skrifkenners en die familiehoofde het ook gespot en gesê, foei tog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis. Dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak. As God sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer, ek is God se seun. In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Jy sien, die algemene Jood was heeltemal gelukkig met Jesus gewees toe hy wonderwerke gedoen het in die tempel en mense gered het. Hulle was bereid om hom in die tempel te aanbid en te akkommodeer. Maar nou dat Jesus aan die kruis hang, hou hulle dit teen hom dat hy gesê het dat hy die tempel gaan afbreek en in 3 dae weer sal oprig. Hulle hou dit ook teen hom dat hy gesê het hy is die seun van God. Vandag is baie mense ook gemaklik om Jesus te akkommodeer en selfs te geniet solank hy die wonderwerke doen en solank hy red. Maar wanneer Jesus verklaar dat hy groter is as die godsdiens, as godsdiens, groter is as ons reëls, as tradisies, as wette, dat hy ons hele hart eis, dat hy die enigste een is, dat hy my alles soek, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is, dan wil ek nie meer met hom assosieer nie. Dit is Jesus, alles of niks. Kom ons bid saam. Here Jesus, U plaas U self bo alles en almal anders. Ek aanvaar dit so. U is die enigste. U is alles. U mag maar die tempels in en om my kom afbreek. Tempels waaraan ek my verkoop. U is meer as dit. U is die seun van God, die enigste God, die enigste weg en die enigste waarheid. Ek sal U aanbid en U alleen. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou. Deel hierdie met iemand anders wat dit nodig het vandag.